Eendag sal elkeen voor hom buig, eendag sal elke tong bely van al sy almag en sy glorie en hom prys. Eendag sal ons sy plan verstaan en in sy liefde leer ons saam, totdat die dag wat hy sy kinders weer kom haal. Geliefdes, ons teksgedeelte van môre, Johannes 8, verse 36 tot 47. Johannes 8, vers 36 tot 47. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë, ook in 'n gebed. Ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Here, baie dankie dat U die besonderse openbaring van Vader is vir elkeen van ons. Dankie dat U na die aarde toe gekom het as lig vir ons, dat U gekom het as die logos, die woord, die lewende woord vir ons. Dankie vir U lering, waar ons vanoggend ook in besonder wil ingaan op dit wat U leer en dit wat U vir ons getuig, en ook so by wyse van die apostels, waar ons vra, Here, breek dit vir ons asseblief oop. Ook waar dit 'n moeilike tema is, Here, breek dit vir ons oop, Here. Breek vir ons die woord oop, en dat die beginsels waar ons gesels helder en duidelik na vore sal kom. Here, lei ons so deur die inwerking van die Heilige Gees en bind ook nou ons gedagtes in gehoorsaamheid aan U en verwyder asseblief enige sluier wat die vyand op ons verstand wil plaas. Ons bid dit alles so in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Nou, geliefdes, kom ons lees saam. Ek lees uit die letterlike vertaling, Johannes 8 vanaf vers 36. Christus natuurlik wat hier met die fariseërs ook praat en die leiers daar van die volk. Johannes 8 vanaf vers 36. Christus sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ek weet dat julle die geslag van Abraham is, maar julle probeer om my om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle vind nie. Ek spreek van wat ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by julle Vader gesien het. Hulle antwoord en sê vir hom, ons Vader is Abraham. Jesus sê vir hulle, as julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen. Maar nou probeer julle om my om die lewe te bring. Iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. Julle doen die werke van julle vader. Toe sê hulle vir hom, ons is nie uit ontug gebore nie. Ons het een Vader, naamlik God. En Jesus sê vir hulle, as God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom. Want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. En dan hier vers 44, julle die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal spreek, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. Wie van julle oortuig my van sonde? En as ek die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. Ek herhaal vers 44. Julle die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is, en die vader daarvan. Die duiwel is 'n mensemoordenaar en 'n leenaar. Tot sover, geliefdes in die Here.
Nou geliefdes, ja, baie interessante, vreemde tema, selfs 'n sukkel om die tema lekker net by mekaar te kry, maar ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor die bose beginsel van dood. Bose beginsel van dood. Ek het die woorde baie mooi selektief gekies in hierdie tema ook, die bose beginsel van dood. Maar voordat ons daarby gaan kom, natuurlik weet ons is nou in 'n Paasfeestyd ook. Nou, die laaste week het ons gesels oor die dood, 'n reeks gebring oor die dood ook. Daar's nog baie beginsels in hierdie reeks wat ek graag saam met u wil hanteer en deurgaan ook. Maar voordat ek nou gaan aangaan by daai beginsels, gaan ons natuurlik nou eers stil staan by die dood van die een, die belangrike Jesus Christus. Want dis waaroor Paastyd ook gaan, die Paasfees. Paastyd natuurlik die herinnering aan die dood van Christus, ja, maar ook die opstanding van Christus natuurlik op die derde dag, nee. So Christus Jesus, ons fokus lekker in hierdie tyd op Christus. Christus natuurlik die Paaslam en die bloed van die Paaslam wat uitgestort is vir elkeen van ons, waardeur die kinders van God beskerm word, beseël word en verlos word van oordeel wat ons eintlik verdien. Dis die evangelie, ons ken dit natuurlik, né? Nou ons het al baie gesels in die verlede oor die kruisiging en die kruisgebeure en die geestelike betekenis daarvan, al baie aandag gegee. Nou vandag gaan ek poog om 'n bietjie dieper te gaan en dieper verder te kyk en hierdie waarheidsbeginsels te ontgin. En spesifiek wil ek aansluit by die groot vraag. Waarvandaan kom die beginsel dat Christus moes sterf? Waarvandaan kom die beginsel dat Christus sy offer, sy bloed moet gee as offer vir ons? Waarvandaan kom hierdie beginsel van lewe in ruil vir dood? Waarvandaan kom dit? Die diepte daarvan. En dit kan miskien vir baie verrassing vandag wees, miskien 'n kopswaai wees ook, maar ek gaan weer eens poog om tekst op tekst vir u te gee om te bevestig wat gesê word. Nou, voordat ons na hierdie vraag gaan kyk, kom ons begin en ek gaan so 'n paar elemente saam met u hanteer. Die eerste een waaroor ons al baie gepraat het, veral hierdie laaste tyd, is die loon van die sonde. Die skrif wat baie duidelik vir ons daaroor is, Romeine 5, Romeine 6, Jakobus 1, ons het konteks al vir deurgegee, né? Ons weet dat die loon van die sonde is die dood. Sonde lei tot dood. Sonde lei tot dood. Dis 'n preek vir 'n ander tyd, ek noem dit net gou vinnig. Sonde, selfs in ons lewe vandag, lei tot fisiese dood, geestelike dood en emosionele dood. Dis die beginsel van sonde. So om die sonde te begin weerstaan asof het gaan oor lewe en dood, gaan ons help om eintlik langer te kan leef as te ware in hierdie lewe. En prys die Here ewige lewe hierna. Maar weer eens, ekskuus, 'n preek vir 'n volgende tyd. Maar ons weet, sonde lei tot dood. Die sondeval het gelei tot die vloek van dood. Met ander woorde, dood weer eens is die prys van sonde. Deur sonde kom dood. So as ons dit terugwerkend hanteer, terugwerkend kan daar net betaal word vir die sonde, deur die prys van sonde te betaal, naamlik die dood. Dis hoekom Jesus Christus moes sterf. So Jesus Christus moes betaal vir ons sondes deur te sterf, om so die loon van sonde te betaal. Jesus Christus se lewe in ruil vir dood en sonde. Jesus Christus se lewe as betaling vir dood en sonde. En die skrif is baie duidelik, lewe is in die bloed. Die siel is in die bloed. Genesis 9 vers 1, Levitikus 17 vers 11 en verskeie ander gedeeltes. Daarom moes Christus se bloed vloei. Die bloed is die lewe. Die lewe in ruil vir die dood. So geliefdes, ons hoor sonde, ons hoor dood, ons hoor lewe in ruil vir dood, ons hoor bloed wat moet vloei, ons hoor hierdie dinge. En dis by hierdie gedagte wat ek nou wil aansluit met die groot vraag, hierdie bose beginsel, is dit van God af?
Geliefdes, ons ken hierdie waarheidsbeginsels, alles wat ons nou genoem het, ken ons. Maar dit alles klink so wreed. Dit klink so bloeddorstig. Dit klink so boos. Dis aardig. Dis 'n bose beginsel. Kom ons wees eerlik met mekaar. En ons kan dit hoe sugarcoat, ekskuus vir die Engels, in die wêreld. Dis 'n bose beginsel. En dit bring ons by die groot vraag, hoekom sal God so 'n beginsel bepaal? Hoekom het God so bose bepaling in plek gebring? Is God dan boos? Is God dan bloeddorstig? Is God wreed? Is God aardig? Baie dink so. Die wêreld daar buite sê so. Dis kom ek sê, ons as Christene, ons wil baie keer die evangelie vir mense bring en verduidelik, en ons gebruik hierdie dinge van lewe en ruil, bloed wat moet vloei en al hierdie goed, en die wêreld en die mense daar buite kyk na ons en sê, maar julle Christene is wreed. Ek wil nie so God dien nie. 'n Vader wat hierdie goed verwag van sy seun, dis mos boos. So kom ons kyk in diepte of dit waar is, of hierdie dinge regtig van God af is. Nou, geliefde, my eerste antwoord wat ek vinnig vir u wil bring, ons verstaan nou waarvan dan kom hierdie preek en boodskap, maar eerste antwoord, ons weet God is nie boos nie. Ek wil hierdie laaste tyd se reeks wat ons hanteer het, en God is lig, God het nie aandeel aan werke van duister nie, ons ken dit, nee? God is lig, nie duisternis nie, hy het nie aandeel aan die werk van duisternis nie, hy het nie aandeel aan die dood nie. 1 Johannes 5 vers 5, weer eens die laaste tyd wat ons baie gekyk het hierna, en baie gekyk het wat die skrif vir ons getuig, dat God is lewe, God is nie dood nie, hy is nie bron van dood nie, nie oorsaak van dood nie, nie beplanner van dood nie, niks van hierdie dinge wat ons as mens toeskryf aan God nie. Dit is nie God nie. So eerste ding, ons weet wat die skrif sê oor die wese en karakter van God. Die tweede antwoord wat ek vinnig hier wil gee, hierdie bepaling, bloed, dood, lewe en ruil, al hierdie dinge, hierdie bepalinge is boos, omdat dit nie van God af is nie. En daar is die kopswaai wat ons nodig het. Hierdie bepalinge is boos, omdat dit nie van God af is nie. Die beginsel is van die bose af, nie van God af nie. Nou, geliefde, ek weet, hier is miskien 'n groot kopswaai nodig, en ek gaan vir u probeer om die redes te verskaf, hoekom ek hierdie stelling maak, dat dit nie van God af is nie, dat dit van die bose af is. Nou, eerste rede wat ek wil staaf, hoekom ek sê, dis nie van God af nie, dis van die bose af, is natuurlik, wanneer ons kyk na die wese van God, wie God is. As ons kyk na die wese van God, die karaktereienskappe van God, wie God is, dan besef ons, maar hierdie bepalinge is in stryd met die wese van God. Die bepaling kom nie van God af nie, want ons ken God se wese en ons ken God se karakter. Hy is goed, hy is liefde, hy is lewe, hy is lig. Hy het nie aandeel aan sonde nie, hy het nie aandeel aan duisternis nie, hy het nie aandeel aan die dood nie, en hy het nie aandeel aan die bose nie. Dis dinge wat ons hierdie laaste weke uit skrif baie hanteer het, nee? Ek hoop is teen hierdie tyd nou al vas, ons weet wie God is. Hierdie bepaling, hierdie beginsel van sonde, dood, bloed, lewe en ruil en al hierdie dinge is boos en in stryd met God se wese en in stryd met God se karakter. Dis hoekom die wêreld daar buite nie kan glo wat ons sê nie. Hoe sê hulle God is liefde, maar ons hoor hierdie bloeddorstige wrede dinge. Julle God, hoe werk dit? Dis teen wie God is. Maar geliefde, ek wil hê en mag die Gees dit vir ons waarlik openbaar vandag ook. Hierdie bepalinge, hierdie beginsels van sonde, dood, bloed, wreedheid, al hierdie dinge, is wel in lyn met 'n ander wese se karakter en eienskappe. Wie dink julle is daai wese? Satan. Die duiwel.
En dis wat Christus vir ons sê, en dis hoekom ek hierdie teksgedeelte gebruik het, ook onder andere, hier so in Johannes 8 vers 44, waar Christus het self getuig, en sê die duiwel is 'n mensemoordenaar, hy's 'n leienaar, hy's die verleier, hy's die versoeker, hy's die bringer van die slegte, hy's die bringer van dood. Duiwel is die moordenaar van die begin af. En hier natuurlik 'n verwysing na Kain en Abel in Genesis 4 al, né? Reg aan die begin. Interessant. Miskien is hierdie ook 'n bietjie openbaring vir van ons, maar die duiwel het selfs Jesus Christus se onskuldige dood bewerkstellig. Nie God nie. Die duiwel. Onskuldige dood, moord. Die duiwel het Christus se moord bewerkstellig. En nou gaan baie van ons hier sit en sê, maar, dis 'n bietjie 'n vreemde gedagte, dis wat die skrif sê. En ek gaan vir die bewys daarvan gee. Ons sien dit onder andere in Johannes 13, verse 27. Johannes 13, ek gaan dit vir ons lees. Johannes 13, vers 27. Judas Iskariot, vers 27, en nadat hy, Judas, die stukkie geneem het die Satan in hom ingevaar, besete. En Jesus sê vir hom, wat jy doen dit haastig. Judas Iskariot was besete deur die duiwel. Die duiwel het in hom ingevaar. Christus het dit geweet. Onthou, ek leer hierdie laaste tyd baie saam met u die ding van God is alwetend, hy word nie omkant gevang nie. Maar dis nie God wat het gedoen het, dis die Satan wat in Judas ingevaar het, waardeur die kettingreaksie tot stand gekom het, wat gelei het tot die moord van Christus. En Christus het dit wel geweet. Gesê, doen wat jy moet doen. Want Christus weet wat hy moet doen vir ons. Ons kom nou daarby. Geliefdes, die duiwel is die moordenaar. Die duiwel is die versoeker deur leuns. Leuns. Christus wat het so bevestig, hy is die vader van leuns. Hy is 'n moordenaar, die bringer van sonde, die bringer van dood. So geliefde, die bose beginsel en bepaling van dood is van die duiwel af. Nie van God af nie. Kopswaai. Maar kom ons gaan dit verder vat. Kom ons gaan nog bewyse en bevestiging soek. Ek wil graag saam met u weer vinnig teruggaan ook na die sondeval natuurlik, né? Net om hierdie beginsel vir ons verder te staaf. Die bewys dat die beginsel en bepaling van die dood is van die duiwel af of die bose af, vind ons natuurlik in die sondeval. Ons weet as gevolg van die sondeval het die vloek van dood, die vloek van sonde ingekom. Die vloek in die skepping ingekom. En het die beginsel ontstaan dat loon van sonde is dood. Dis waar het begin het. Die sondeval, die vloek, dood, lyding, pyn, smart en al hierdie slegte dinge is van die bose af. As gevolg van die misleiding, as gevolg van die leuen van die slang, die duiwel, weer eens aan die begin al. Dis hoe hierdie dinge ingekom het. Dis was nie God nie, dit was die duiwel met sy versoeking, die slang, die misleiding, die leuns. Die duiwel is die moordenaar, die leienaar van die begin af. As gevolg van die duiwel het hierdie beginsel en bepaling ingekom. Die duiwel is die bron en oorsprong daarvan, nie God nie. Ek glo daarom almal van ons verstaan dit redelik, veral as ons kyk na die reeks oor dood wat ons tot hier gedoen het, né? Maar kom ons gaan dieper. Ons gaan dieper. Volgende ding wat ek saam met u vinnig wil kyk na, het al in die verlede ook al hieroor gepraat, ek wil dit vandag net weer eens vir ons toepas, die heerskappy. Ons sien wat Christus sê oor die duiwel. Ons weet hy is die moordenaar en die leienaar. Dis deel van sy wese en karakter, is wie hy is.
Ons sien dit deur die sondeval, die misleiding van leuns wat gelei het tot dood. En kom ons kyk nog dieper na die heerskappy. Alright, God gee heerskappy op aarde aan die mens. Ons ken dit, Genesis 1. Ek het dit al genoem, maar deur mense ongehoorsaamheid aan God en gehoorsaamheid aan die slang, die duiwel, se misleiding, het mens heerskappy gegee aan die slang en die duiwel. God gee heerskappy vir mens, mens gee dit vir die slang. Ons ken dit, Romeine 6:16, ek het dit 'n ruk terug ook saam met jy hanteer. Hom aan wie jy gehoorsaam is, 'n dienskneg is jy. Hom aan wie jy gehoorsaam is, se dienskneg is jy. Hy's jou baas. Deur gehoorsaam te wees aan die duiwel en die slang, het hulle hom baas gemaak. Ons verstaan nie altyd die geestelike implikasie daarvan nie, maar dit is belangrik dat ons dit besef. Met ander woorde, heerskappy is deur mens gegee aan die duiwel. Hy heers tans oor die wêreld. Nie God nie. En hierdie klink ook vreemd, ek weet. Ek gaan vir u weer eens die bevestiging daarvan gee. Die duiwel heers oor die wêreld. Hy is God van hierdie wêreld. Die duiwel heers oor die wêreld. Bewyse. Ek gee die een wat ek al baie gebruik het. Eerstens is 2 Korintiërs 4 vers 3 tot 4, waar Paulus sê die God van hierdie wêreld het 'n sluier oor mense verstand geplaas, dat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Die God van hierdie wêreld, daai God is 'n kleinletter God. Ek het dit al baie gesê en ek sê dit vandag weer. Dis 'n kleinletter God. Dis nie ons God nie, dis die duiwel. Dis die duiwel wat 'n sluier oor mense verstand plaas, dat hulle die lig van God nie kan sien nie. Maar kom ons vat dit verder. Kom ons gaan kyk na die versoeking van Christus in die woestyn, die versoeking deur die duiwel. Duiwel wat vir Christus versoek, ons kry dit in Matteus 4 se weergawe, Matteus 4 se weergawe bevestig dit, maar ek wil vandag gou vinnig Lukas 4 weergawe vir u lees. Dis die versoeking wat nou plaasvind, die duiwel versoek vir Christus, en dan kom versoek hy om met 'n baie interessante punt hierso. Dis Lukas 4 vanaf vers 5. Lukas 4 vers 5. Toe bring die duiwel hom vir Christus op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. Vers 6, en die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid. Hoekom? Want dit is aan my oorgegee. Dis myne. Want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. Christus antwoord, Jesus antwoord sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Interessant, die Here antwoord nie en sê, ag maar jy praat nou nonsens nie man. Hierdie wêreld is nie joune nie. Nee, Christus weet dit is. Christus antwoord en sê, ja, ten spyte van, aanbid ons die lewende God, en ons volg hom. Ten spyte van, al jou rykdom en roem en wêreldse dinge wat jy het. Geliefdes, ons moet hierdie ding begin verstaan. Die wêreld is nie jou vriend nie. Die wêreld behoort aan die Satan, aan die duiwel. Waar het gebeur? Genesis 3. En ons sien die impak daarvan in die verloop van geskiedenis, bloed, vergieting, dood, geweld, al hierdie dinge. So geliefdes, hierdie wêreld behoort aan die Satan. So ek sê weer eens, hy's God van hierdie wêreld. Omdat die duiwel heerskappy gekry het, deur mense ongehoorsaamheid. En hier is nou die groot ding. Het hy wetlik reg om bose, vervloekte bepalinge en beginsels in plek te bring oor die wêreld. Dit is syne, dit is sy eiendom. Hy mag doen daarmee net wat hy wil. En dis wat ons nie besef nie, hy het wetlik reg. En
En as ons sukkel om dit te verstaan, kom ek probeer nog iets vir ons deurgee. Ons beleef dit selfs tot vandag toe. Met bose bepalinge wat onder sy leiding deur wêreldheersers afgedwing word op ons. Ek wil dit weer sê. Ons beleef dit tot vandag toe. Met bose bepalinge onder sy leiding wat deur wêreldheersers afgedwing word op ons. As jy dit vandag nog nie gesien het en beleef het nie, wil ek sê word wakker. En weet julle wat die slegste wat die skrif sê? Dit gaan nog erger raak. Met die eindtyd wat op pad is, gaan dit erger raak. Die God van hierdie wêreld gaan die wêreldheersers gebruik. Al gewonder hoekom Paulus in Romeine, in Efesiërs 6 ook sê ons stryd is nie net teen die geestelike nie, ons stryd is ook teen die wêreldheersers van hierdie donker eeu. Geliefdes, ek hoop jy verstaan. Dis waarom ons as kinders van God, dis hoekom ons as kerk hierdie dinge moet bly teenstaan. En ja, het voel of ons die oorlog verloor, ek moet sê, maar die stryd is nie verby nie. Dis hoekom ons as kerk en as kinders van die Here gaan moet staan in hierdie tyd, en ons gaan aangeval word, en ons gaan teëgestaan word, op elke hoek en draai, die dinge is besig om erger te raak, maar ons moet begin verstaan wie is God van hierdie wêreld. Die bose bepaling van sonde, van dood, van bloedvergieting, pyn, lyding, smart, al hierdie dinge wat ons sien in die wêreld, lewe in plek van dood, kom nie van God af nie. Dit kom van die bose af. Dit kom van die God van hierdie wêreld af. Dit kom van die God van dood af. God klein letter. So, laat ons versigtig wees om vir mense te sê, dit kom van God af. Laat ons liewer vir mense begin verduidelik, waarvandaan kom het werklik, wat is regtig aan die gang, in wie se karakter stem het ooreen, die Satan, die moordenaar nog van altyd af. Groot vraag, ek is vol vraag vandag, nee? Maar ons besef hierdie dinge gesels, maar vraag wat ons moet na kyk ook, hoekom moet God dit toelaat? Hier is 'n groot een, ek weet, ook 'n moeilike ene. Ek gaan hom probeer vir ons mooi verduidelik. Hoekom moet God dit toelaat? Hoekom moet God gehoor gee aan die bose se beginsel en bepaling? As ons nou sê, dood en al hierdie dinge is van die bose af, hoekom moet God gehoor gee daaraan? God is mos almagtig. God kan mos doen net wat hy wil. God is ver verhewe bo alles. Hy het mos nie nodig, wil ek amper sê, om gehoor te gee aan die Satan en aan sy bepalinge en sy dinge nie. God is bo alles, selfs die duiwel. Geliefde, ek wil hê jy met jou ore spits, hierdie is baie belangrik. Ons wil die heeltyd God se karakter meet aan net een eienskap en dis almag. God is almagtig, definitief. Hy kan doen net wat hy wil. Maar dis God waarvan ons praat. Sy karakter, sy wese is ver meer as net een eienskap. Ons wil altyd alles antwoord met, God is almagtig. Ja, God is almagtig. Maar geliefde, hoor my lied vandag. God is almagtig. Maar God is ook regverdig. Geregtigheid is deel van God se wese en karakter wie hy is. Geregtigheid, regverdigheid. Dis deel van God se wese. Wetlike regshandeling, selfs in die geesteswêreld, is belangrik vir God. Ons sê hy's 'n regverdige God. God moet regverdig wees. Nou, ek gaan probeer om dit verder vir te verduidelik. So, as God wetlik reg vir mens gegee het, heerskappy vir mens gegee het, en mens gee wetlik die reg vir heerskappy oor aan die Satan, dan kon God mos nou nie kom en sê, nee, maar wow, dit tel nie. Want is wetlik reg. Is regverdig.
Ek hoop ek draai die punt oor, ek gaan hom weer vir ons sê. So as God wetlik heerskappy vir mens gee, en mens gee wetlik heerskappy vir die duiwel, kan God nie onregverdig wees deur te sê, dit tel nie, of dit mag nie. Andre, jy wat nou in rechtsake, dis 'n regsbepaling, dis 'n rechtssaak, uit 'n regverdige geregtigheidshandeling en wetlike regsoogpunt moes God die bepaling aanvaar en verdra. Anders gaan God teen sy eie wese van regverdigheid en geregtigheid. Want dit is onregverdig dan as God net gaan sê, nee, dit tel nie. Dis wetlik. Dis hoekom die Satan ook kan staan op sy wetlike reg. Hier is myne. Dis wetlik myne. Geestelik, dis myne. So geliefdes, hou op net probeer God verduidelik deur almag. Ek wil nog hierdie reeks met u doen oor die eienskappe van God. Daar's soveel baie en dis amazing eienskappe. Maar een van die eienskappe sê ek vandag vir jou, geregtigheid, regverdigheid. As jy gedink het ek of jy is regverdig, God is die boepunt van regverdigheid en geregtigheid. Nou geliefde, hier is die ding, die duiwel het dit geweet. Hy ken God se wese en hy weet dat God geregtigheid moet handhaaf. Hy weet dit ook. Daarom was sy plan baie goed uitgedink en uitgevoer. Moenie dink die vyand is dom nie. Hy is nie dom nie. En hy ken vir God. Sy plan is baie goed actually uitgedink. Hy het geweet, kan nie vir God self vang nie, maar deur die mens gaan ek dit reg kry. En deur die misleiding en die leuen wat ek vir hulle gaan sê, gaan hulle vir my gee wat ek soek. En God kan niks daaraan doen nie. Dit was die duiwelse plan. Satan het gedink sy plan is perfek. Want hierby, dood kan nou net oorwin en oorweldig word deur lewe, soos ons weet. Maar geen skepsel op aarde kan betaal met lewe nie, want die vloek van dood het deurgedring tot alles in die skepping. So basies het die Satan gedink, skakmat. Skakmat. Want alles in die skepping is besoedel deur die vloek van sonde en die vloek van dood. Ons ken sy planne. Maar geliefdes, ek sluit af met God se oplossing. God is ver verhewe bo die Satan. Asseblief, ek wil dit net weer eens noem. Dis die skepper God teen 'n geskepte engel. Die Satan kan dink, hy kan dink hy is so slim en al hierdie dinge. Nooit, maar nooit gaan hy vir God kan hom kan vang nie. En dis nie gelyk nie. God is ver verhewe. God in sy alwetendheid, in sy almag en in sy geregtigheid het die plan gehad wat Satan se plan heeltemal vernietig het. Deur homself te gee in die gestalte van die Seun Jesus Christus. Die Satan het verwag een of ander skepsel op aarde moet probeer betaal en God het gesê, ek sal betaal. In die vorm van die Seun. Ek sal betaal. Deur homself te gee, lewe in ruil vir dood. En om so die prys van dood en sonde te betaal, deur homself te gee in ons plek. En ons weet Jesus Christus, dat Jesus Christus as God en as mens kon hierdie betaling doen. Ek het al in die verlede met die baie oor gesels. As mens mag Jesus Christus betaal, want mens het gesondig, mens moet betaal. So as mens kan Christus betaal vir ons. En die wonderlike, as God, as mens mag Christus betaal, as God kan Christus betaal, want net God is sondeloos, vlekloos. Die besoedeling van die vyand het nie vir God geaffekteer nie. God is verhewe bo skepping.
as God kan Christus betaal, want sy betaling is sondeloos en die offer moet sondeloos wees. So Jesus Christus mag en kon betaal, en nog meer, het Jesus Christus die reg om sy lewe weer terug te neem, om sy lewe weer op te neem, deur sy opstanding uit die dood en deur die oorwinning oor die dood. God se plan is perfek om die Satan se plan en bepaling teen te werk. Hierby wil ek weer bevestig, Jesus Christus het sy lewe gewilliglik vir ons afgelê uit liefde vir ons. Christus is nie gedwing nie, hy is nie geforseer nie, God is nie wreed nie, God is nie bloeddorstig nie, God is liefde. En ek lees vir ons Johannes 10 vers 17 tot 18 net om dit weer te bevestig. Christus se woorde wat sê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Vers 18, niemand neem dit van my af nie, ek lê dit uit myself af. Niemand het die seun gedwing nie, niemand het die seun geforseer nie. Al dink Judas en die vyand en al hierdie ouens betrokke in die moord van Christus, hulle het reg gekry. As Christus, ek wil amper sê net gesê het, was hulle weg. Dis hoekom Christus gesê het, ek weet wat jy gaan doen. Gaan doen dit. Kyk of jy gaan wen. Christus het vrywilliglik sy lewe gegee. Ek wil dit sommer reguit sê, alle die hele aardse mense, alle engele magte, alle dinge gelyktydig teen Christus opgestaan, is daar nie 'n kans nie. En weet julle wanneer gaan ons dit sien? Met die tweede koms van Christus. Christus gaan nie in sy hand roer, hy gaan met sy asem alles verdelg. So niemand het vir Christus gedwing nie, ook nie die Vader nie. Die Seun het vrywillig gesê, ek wil die vyand se planne, se bepalinge, se al hierdie dinge wil ek tot niet maak. En daarom met die tweede koms gaan selfs dood in die poel van vuur gewerp word. Hierdie besoedeling gaan 'n einde behaal. So niemand het vir Christus gedwing nie. Ek lê dit uit myself af, en ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer te neem, om dit weer terug te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Christus gee vrywilliglik sy lewe. Nou geliefde, dit is die evangelie wat ons ken. Die God van lewe het oplossing en oorwinning gebring oor die God kleinletter van dood. Lewe triomfeer oor dood. God triomfeer oor die Satan en sy planne en sy bose bepalinge. En deur dit alles kan ons bevestig, God is nie boos nie. God is nie wreed nie, God is nie bloeddorstig nie, God is nie hierdie dinge wat ons baie keer dink hy is, en wat ons baie keer verkondig vir die wêreld daar buite nie. Dit is nie God nie, dit kom nie van God af nie. God is goed, God is lewe, God is lig. God het nie aandeel aan die bose en die bepaling van die bose nie. God is eerder die een wat die bose se planne kom teenstaan het, ter wille van elkeen van ons. God is vir ons, nie teen ons nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Doen graag vir ons 'n gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus, Here, dankie vir die reis wat ons vandag kon neem deur die skrif, Here. 'n Reis wat ons kon neem geestelik ook selfs van die begin af tot nou toe, Here. Dankie Koning Jesus Christus vir die openbaringe wat U vir ons gee deur die Heilige Skrifte. Dit wat vandag genoem is, dat ons dit kan besef en kan staaf, nie deur ons eie gedagtes of emosies nie, maar deur wat die Skrif vir ons getuig. Here, dankie dat ons weet dat U is 'n God van liefde, en U is 'n God van lewe, U is lig, U is nie duisternis nie. Nou Here, ons kyk baie keer na die evangelie, die kruisiging,
En ons dink baie keer, maar Vader is die oorsaak of die bron van hierdie dinge. Vader het bepaal dat lewe moet gegee word in ruil vir dood. Vader het bepaal dat bloed moet vloei. Vader is wreed en Vader is bloeddorstig en Vader is al hierdie dinge. En Here, ons is besig om leentaals te versprei. Van dis nie wie U is nie, dis nie wie die Vader is nie. Dankie Here dat ons vandag kan bevestig, waarvandaan kom hierdie bose bepaling van dood. Dat het in stryd is met U wese, maar dat het presies in lyn is met die wete van die duisternis, van die bose, van die duiwel, van die Satan, van die slang. Hy is nog van altyd af 'n moordenaar en 'n leienaar. Hy is die versoeker. Hy is die bringer van dood, ons sien dit in die sondeval. En deur sy leentaal, wat hy mens mislei het, om heerskappy wat U vir mens gegee het, so oor te gee aan hom, aan die Satan. En daardeur het hy wetlik reg gekry, om bose bepalinge in plek te bring. Bepaling wat ons selfs tot vandag toe beleef, deur die wêreld heers is, onder leiding van duisternis. Help ons Here, dat hierdie dinge vir ons sal begin oopbreek. Dat ons sal begin verstaan, ons is in 'n geestelike stryd. Hierdie ding is 'n realiteit. Dankie Here vir bevestiging wat U vir ons in die woord gee ook. Dat ons al hierdie verskillende punte kon hanteer om net vir onsself ook te help, om te verstaan waarvandaan kom dit. En ja Here, ons verstaan U wese, ons verstaan U wese almag, alwetendheid, maar ook geregtigheid en regverdigheid. En soos U heerskappy gegee het vir mens, het mens dit oorgegee vir die vyand. En daarom verstaan ons, dit sou onregverdig wees om net te sê nee, dit tel nie. Geen hofsaak op menslike aspek sal dit eers so kon hanteer. En daarom dank ons die Here dat U ten spyte van die plan wat die vyand gedink het so perfek is, dat U die perfekte plan gemaak het in die almag, in die alwetendheid en in geregtigheid. Here, dankie dat ons weer eens kan bevestig dat U is vir ons, U is liefde, U is lig. U is 'n goeie God. Dankie Here, dat ons vandag ook net hier kan uitgaan en vir die wêreld daar buite ook kan vertel, die bose beginsel van lewe in ruil vir sterwe, van dood, van wreedheid, bloedvergieting, al die dinge, is van die vyand af. En die Here bo alles wil ons vir U dankie sê, dat U bereid was, om U self te gee. U het geweet dit gaan wreed wees. U het geweet dat die vyand gaan alles doen, en hy gaan dit aaklig maak. U het geweet in die tuin van Getsemane. U het voor die tyd geweet. Maar U was bereid. Dat U bloed kan vloei. Dat U bloed uitgegiet is. Dat U lewe gegee is. In ruil vir die dood en in ruil vir die sonde. Sodat die vloek van die vyand gebreek kan word. Dis die goeie nuus. Dis die blye boodskap. Help ons Here, om hierdie blye boodskap met mense te deel. Dat ons nie vir U, of vir Vader, of vir Heilige Gees sal blameer, vir bose dinge nie. Maar dat ons U eerder sal eer, as die God van lewe, vir elkeen van ons. Dankie daarvoor Here. Ons bid dit alles, in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Dankie geliefdes in die Here. En dan sal elkeen voel